Goeiemôre geseëndes. Môre. Dat jy 'n goeie week gehad. Amen. Ons leef in interessante tye. Dis meer opwindend nou as 'n dekade gelede. Weet jy hoekom? Want profesie is besig om in ons tyd in vervulling te kom. As jy deur Jeremia en Jesegiel en Daniël gaan, dan sien jy hoe die profesieë tans in vervulling gaan. Wat daar in die Midde-Ooste gebeur. God is on the move. God is in beheer. En wie wat is die wonderlike daarvan? Ek en jy sien die wenkant. Daar's 'n wêreld daar buite wat dit verstaan nie. En daar's 'n wêreld daar buite wat probeer om op menslike en vleeslike manier op die arm van die vlees te steun, en hulle het geen konsep van God se werk in ons tyd vandag. So ons het nie nodig om paniekerig te raak, want ons kyk na die wêreld nie. Ons het nie nodig om paniekerig te raak, bekommerd te raak, as ons dinge om ons sien gebeur nie. En mense raak bekommerd. Dus ons verstaan daai. Maar as jy geborge is in Here Jesus Christus, is ons in die wenkant. Ek wil net gou iets in jou deel oor die naweke wat kom, Paasnaweek wat kom. Die donderdag aand voor Paasnaweek, dit is nou donderdag die 2 April. Het ons 'n nagmaaldiens hier so die aand. En dan het ons eers weer die Sondagoggend 'n opstandingsdiens. Raai hoe laat? 6:00. En ons gaan jou vra, maar nou dit nie mandjie, dat ons na die diens dan kyk ons op die lys saam. Jy bring saam wat jy wil, jou toebroodjies, jou koffie, ons op die koffie. Bring jou toebroodjies, jou beskuit, en as jy 'n worsie wil raai, dan raai jy 'n worsie, wat ook al. Maar ons sit saam kuier na die tyd, want ek dink dis 'n lang dag, dan ons is al vroeg hier. Maar mense word nog eens wakker daai is. Maar jy moet wakker word. En dan kuier ons saam 6:00 die opstandingsdiens en dan kuier ons daarna lekker saam met 'n bietjie mandjie of van wat ook wil saam weer kuier. Ek wil net saam met my blaai na Lukas 12 as jy jou Bybel hier het of hoe jy ook al vanmôre wil saam lees Lukas 12 en ons gaan vanaf die 22ste vers met julle deel. As jy gereed om 'n openbaring van groot waarheid in jou lewe te ontvang. Vers 22, en hy het aan sy disippels gesê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek. Dames, jy gehoor. As jy voor jou kas staan en sê, ek het niks om aan te trek nie. Die lewe is meer as die voedsel en die liggaam as die klere. Kyk na die kraaie, want hulle saai nie en hulle maai nie, hulle het geen voorraadkamer of skuur nie, en tog voed God hulle. Hoeveel meer is julle nie werd as die voëls? En wie onder julle kan deur om te kwel een el by sy lengte? As jy dan selfs nie die geringste kan doen nie, waarom kwel jy hulle oor al die ander dinge? Kyk na die lelies. Hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie, en ek sê vir julle, dat selfs Salomo in al sy heerlikheid was nie bekleed soos een van hulle nie. As God aan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in die vuur gegooi word, so bekleed, hoeveel meer vir julle? Klein gelowiges, is die tweede keer wat jy dit sê. Julle moet ook nie soek na die wat julle sal eet of wat julle sal drink en wat julle onrustig maak nie. Want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld. En julle Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Kan ek dit jou weer lees? En julle Vader weet
dat julle hierdie dinge nodig het. Wil iemand dit beamoen? Maar soek die koninkryk van God en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Moenie vrees nie, klein kindertjie, want julle Vader het 'n welbehaag daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. Ons lees net ons. Vader, ons bid U vanmôre dat U in die genade en in die goedheid en in die guns na ons sal kom kyk. En ons weet, Here, soos wat ons oor die wêreld heen bymekaar kom, soos wat gelowiges bymekaar kom en U aangesig soek, is U daar. En so wil ons kom bid, soos wat hierdie woord, wat geïnspireerd was, oorspronklik geskryf is en neergepen was deur Lukas, dat U ook daar dieselfde waarheid in ons harte sal kom plaas deur U Gees. Dat ons die dringendheid en die waarheid daarvan sal aangryp, sal glo en toepas. Dis God wat praat, nie 'n mens nie. Kom verheerlik Jouself vanmôre hier by ons, en U weet wat elkeen van ons nodig het om te hoor. U weet wat elkeen van ons nodig het om ons lewens aan te pas, en in lyn te kom met U. Dis nie U wat in lyn moet kom in ons planne. Ons is gewillig om te hoor wat U vir ons wil sê. Amen. Moenie julle kwel nie. Hou op stres. Moenie julle kwel nie. Julle Vader sorg. Ons Vader sorg vir ons. Ons leef in 'n tyd waar mense bekommerd is oor geld, oor kos, oor klere, oor brandstof, oor pensioen, oor toekoms vir die kinders, oudag, wêreldgebeure, mediese kostes. Ons stres met hierdie goed. Is dit nie so nie? Kom, nou kyk op. Ons stres met hierdie goed. Want kom oor ons pad en ons is mense en ons dink daaraan, wat gaan ons nou doen? Wat gaan ons doen? Kom ek vir jou een antwoord gee. Niks. Ja, niks nie. Kan nie wees nie. Jy kan ons sien wat gaan, ek weet. Ek sien blind daarvoor. Ons self blootgestel aan al die dinge. Wat gaan ons om die doen? Niks. Ek gaan birdwatching doen. Werk ek die tyd al, en ek gaan birdwatching doen. En ek gaan die skure soek, waar die voëls hulle kos by mekaar maak. En Jesus sê vir ons, hulle het nie skure. Hulle het nie 'n stoorplek nie. Hulle het nie 'n spens nie. En elke dag eet. Elke dag vlieg hulle rond. Hulle soek hulle kosies, hulle kry en hulle eet. En hulle is versorg. Hierdie bekommernis is niks niets nie. Ons dis so oud soos die mensdom self. En Jesus het reeds in sy tyd geweet dat mense gaan oor bekommer oor die goedes en daarom het hy dit gesê. Hy het dit geweet. Hy ken ons beter as ons onsself ken. En die kernoorsaak van vrees is vrees om sonder kos te wees. Vrees om te weet dat ek gaan ek aantrek. Die winter is hier en ek het nog nie met dit klere. Vrees om dalk sonder werk te wees. Vrees dat daar nie genoeg brandstof is. Ons leef in hierdie vrese. En dit is werklik, dit is so. Wat gaan ons ander doen? Niks. Niks doen. Dat is nie groot waarhede wat ek vanmôre met jou wil deel wat Jesus ons is. Die eerste is, die lewe is meer as hierdie dinge wat ons oor mee bekommer. Die feit dat jy in lewe vanmôre, dat jy opgestaan het, en pyn het, weet jy lewe nog. Dit is nie met baie wat jy sit. Jy lewe! Gemaak
maak om na liefde te streef. Ons lewe. Ons haal asem. Ons is gesond, behalwe die pyn. Ons is gesond, dit gaan goed met ons. Jesus sê vir ons, as jy lewe nie meer as wat goed is nie. Die kosbaarheid van lewe het sekerlik nog nie by ons posgevat. Want ons ag lewe goedkoop. As ons kyk na Hollywood, wat hulle doen met lewe. Daar is nie meer 'n movie vandag wat verskyn waar hulle mekaar nie in die massas doodskiet nie. Dis hoe min lewe geag. Dis hoe lewe deur die wêreld gesien word. Life is disposable. Weet jy dit? En as wêreldheersers wat vandag sê, kom ons spuit hulle in dat hulle vroeg doodgaan. Die wêreld ag lewe as goedkoop, as 'n kommoditeit wat jy van 'n ontslaa raak. As jy nou, is te veel van ons raak van ontslaa, dat ons super uniek kan aan hulle lewe. Dis hoe die wêreld met die lewe gaan. En Jesus sê vir ons, die lewe is meer. Moenie jy kwaliteit lewe wat jy sal eet toe, want jy liggaam jy gaan aantrek nie. Dit is vir ons belangrik. Maar moet jy ook bekommer nie. Moenie jou daaroor bekommer nie. Die lewe is meer as die voedsel vir die liggaam en klere. As jy volgende opgestaan het nie met pyn nie, dan weet ek jy. Die probleem van bekommernis is, dat ons maak materialisme die middelpunt van ons lewe. Dis ons fokus. Alles draai om ons materiële goede. Dat ons by mekaar. Die lief wat jy ouer raak, dan raak jy genoeg ontslae. Wat jy by mekaar maak. Van jou hele land op nie, om al die goedes by mekaar te maak. Jy maak by mekaar, baie genoeg het by mekaar. En op een dan word jy ouer en beter, maar ons moet nou afskaal. Dan raak jy genoeg. Hoekom dan nie begin in eerste plek? Jy verloor perspektief. Wanneer jy gefokus op materialisme. Ek kan nou vanmôre vir jou lieg so te sê, weet jy wat, as jy nou vanmôre jou salaris bring en jy vir die kerk gee, dan hierdie keer wanneer jy kom, gaan jy dubbel soveel doen. Gaan jy skalig wees. Ek kan nou vir jou lieg om vir dit te sê, maar dis nie die waarheid nie. Dis nie die waarheid nie. Want daar's ouens daar buite wat dit vertel. Saai in my bediening en die Here gaan jou sien. En mense val daarvoor want mense is in nood. Mense sien die krisisse om hulle en gryp na elke grashalmpie wat daar is, net om uitkomste te kry. En glo hierdie snap en die leuns wat vertel word. Glo die leuen en die God wat vir hom gesê het. Moenie stres nie. Om te vrees, gaan jy nie 'n dag langer laat lewe. En om te stres, gaan jy jou oë van die Here Jesus afdraai. En jy gaan gryp na alles wat mense vir jou vertel. Kan ek jou vra vanmôre, wie is jy? Jy gaan vir my sê, ek is André, ek is François, ek is Jacques, ek is die. Jy gaan nee. Ek wil weet, wie is jy wat vanmôre in hierdie auditorium is? Wie is jy? Is jy kind van God of is jy nie? Waarmee identifiseer jy jouself as jy kyk na die lewe? Want as jy kind van God is, het jy 'n Vader wat vir jou omgee. Wat vir ons? Want baie verloor hulle identiteit. En kyk rond en raak angstig oor wat om die wêreld in ons aangaan. En laat my dink aan die fliek wat so tyd gelede was, God is not dead. Maar die wêreld sê God is dead. Dan sê die Christen, nee, God is not dead. My God is alive and is well. And he cares for me. Hy sorg vir jou. Maar die probleem is, ons meet ons standaarde aan my buurman.
ek moet net soveel lees vir die Joneses. Dis die Joneses nie, die Joneses vermoor. Ek meet my waardes in iemand anders. Ja, maar hy het soveel, ek wil ook soveel hê. Hy het daai, ek wil ook daai hê. En so kyk ons weg van ons Here Jesus en ek fokus op materialisme. Wat 'n val bring vir soveel gelowige mense. Wanneer 'n kind gebore word, gee die ouers alles wat nodig is vir daai kind om deur die lewe te gaan. Voete, trek die kleedjies, trek hulle warm, kry hulle by die skool, en jy en hulle is in jou sak, en hulle kom nooit uit jou sak. En ons sorg vir ons kinders. Ons gee om. Hoeveel te meer jou hemelse Vader. Hoeveel te meer hy wat vir jou lewe kom gee. Sorg vir jou. God gee nie die lewe dan los in ons. Hy sorg vir ons van hier af verder vorentoe. God sorg vir sy skepping. Hoeveel te meer vir sy kinders. Kyk na die kraaie. As jy bird wat jy noem. Hulle eet, leer. Daar's altyd iets vir hulle. Daar's altyd vir iets om te doen. Hulle plant nie, en hulle oes nie, en hulle maak nie skiere, en hulle toch voed God hulle. Al leef 'n kraai van rook toe, maar hy gaan lewe. Hulle lewe, hulle gaan aan. Dan vra Jesus vir ons hoeveel meer as julle nie wens vir ons. Sien wat dat mense nie moet werk nie. Hy het vir elkeen van ons 'n gawe gegee, in staat gestel om te kan verdien. En jy gaan nie honger nie. En dit is vir ons hartseer, met hoeveel van die hawelose mense wat ons al mee gewerk het deur die jare. Totaal al perspektief verloor. Die ander in die evangelie, hulle ken die evangelie. Maar sonder die uitdagings. Hulle ken die Bybel. Ja, jy mag ook die Bybel ken, maar ken nie vir Jesus. Daai perspektief het hulle helemaal verloor. God sal vir jou sorg. Maar as jy dit nie helemaal net moet niks moet doen nie, die gaan dan uit jou in staat gestel, om seker dat hulle gaan doen nie. As nou onafhankelijk geval gaat van ek het ook nie huishaweloos en en ons voorstel het, ja, maar dan nie werk. Maar hallo, kyk na die lelies, stap deur die tuin, stap deur die botanische tuin, jy sien dat ons groei, dit groei, dat die aanmoediging nodig nie, hulle groei, waarom? Jesus sê dit selfs Salomo, met al sy skatte, en al sy weelde, het nie eens naby om iets. Nie naby. Hoeveel te meer is jy? Daar was provincie. Jezus. Hoeveel meer vir jy, klein geloof is. Die probleem is nie God se vermoë nie. Die probleem is ons ongeloof. En ons onvermoë om hom volwaardiger te vertrou. Volkome te vertrou. Dis ons probleem. Om hom regtig te vertrou. Dis nie kom aan ons verander nie die sake nie. Want het is res verander niks. Wie kan hier om te kwel een elke sy leven te voeg? Verleng die jou lewe nie, verbeter nie die situasie nie, en bring ook nie 'n oplossing. En as ek nou gesê, doe niks. As ek nou nie gaan van, ja man, niks nie. Hey, Vader, hier. Wie is nou behoefte? Kyk nou nie. En ek kan vir jou verseker, vanmorgen is die mense wat wisse. Wat het al ervaar het in hulle lewens. Maar as soos in papa niks meer was nie. En nou op die recht. Dan kom die diaper. Dan kom die antwoord. Dan kom die voorzien. Dan die focus was reg. Soek die koninkryk van God eerste. Stel hom
eerst. Nie maar wat doen ons? As jy dit is maar behoefte. My behoefte is, ek moet eers, en as ek tyd het, sal ek, soek hom eerst. Soek hom eerst. Godse kinders leef anders as die wêreld. Die wêreld jaag hierdie goed na. Die wêreld stort hulle self in ellende deur skuld te maak. In 'n geval Christene in dieselfde hierdie ding is ook nie uit die nasies van die wêreld. Daar is meer kos, meer karre, meer klere, meer huise, meer daarmee. En ek wil nou nie vanmôre iemand dat wil belê in die toekoms en voorsiening maak vir die toekoms. Dis nie waaroor dit gaan nie, maar waar jy fokus. As die Here jou in staat gestel het om te kan belê vir die toekoms en is nie moontlik om geld te maak, wie maak jy is? Maar waar jy fokus? Waar lê fokus? Vader weet dat jy die dinge nodig het. Ons hoef hom nie in te lig nie, hy weet dit. Hy weet dit. Hy weet lank al reeds. Die geheim van die lewe is, het gaan sonder bekommernisse. Gaan nie my bekommer nie. Jesus sê vir ons gesê, soek die koninkryk van God eerste. Dan sal dit bygevoeg. Die oplossing van bekommers is nie om minder probleme te hê. Dis daar. Ons soek eerste. Stel hom eerste. Sy wil, sy koninkryk, sy eer, sy heerlikheid. Gaan kom. En dan neem hy verantwoordelikheid vir jou en my Here. Gaan beoefen dit. Gaan beproef dit. Wat 'n kos, klere of huisvesting is of wat ook al, soek hom eers. Soek hom eers. Sy koninkryk, sy heerlikheid. En hy sal weer wees. Die wonderlike belofte hierso is. En dis hier die mooiste belofte ook. Moenie vrees nie, klein kindertjie. Ek praat maar persoonlik ons is met kindertjies. Want kindertjies verstaan die goede. Ons groot mense oor ons. Klein kindertjie. Hulle vader het welbehaag daarin gehad om aan julle in die koninkryk. He pleased God to give us the kingdom. Hy het welbehaag daarin gehad om vir jou en my koninkryk beskikbaar te maak. Dat jy en ek deel kan wees van die koninkryk van God. Terwyl die wêreld daar buite besig is om homself moeg daar te loop, bankrot te veg, mense dood te maak, sê nie, ons niks. Soos. Maar lof en eer aan hom. Besing hom. Stort ons harte uit voor hom. En gee hom al die lof en eer wat hy waardig is. Hy gee nie kos nie, hy gee nie klere nie, hy gee ons koninkryk. Nou waar hy eers. Hy wil in jou lewe ook eers. Ken ek jou al vanmôre? Wie weet wat is nou vanmôre baie hoog nog op jou lys van wat op jou studies. Weet jy wat is? Vanaf vanmôre huis toe, wat skryf ek neer? Sê jy, Jesus, hierdie skryf neer. Hier is op hierdie stadium, baie op my huis. As jy klaar opgeskryf het, vat jy jou Bybel, gaan sit jou daar heel agterste, sit jy daar. Symbolies, sê ek, jy is nou laag op werkheid, jy is nou nie meer op. Want as jy die Bybel toemaak, as alles wat God gesê het, boe opmaak, bekommernis.
sê dat dit simbolies sê vermoorde. U is nommer 1 by Here. Jy weet net dit goed en nodig? Jy weet het. Jy weet baie. En daar gaat die meeste sien hier. Dan weet ek sê die is eerste. Die is eerste met finansies. Die is eerste met gesin. Die is eerste met werk. Die is eerste met besigheid. Die is eerste met familie. Die is eerste met koskas, met yskas. Die is eerste met parents. Die is eerste met alles. U is eerste met alles. En ek wil jy nie moedeloos maak, maar ek weet vanmorgen gaan jy uitslaan. En jy gaan vir jouself sê self, en daar moet dat werk nie. So kies. Maar vir hulle wat vanmorgen sê, ek gaan God vertrou. Alles. En as jy maak, achter my Bijbel sit, dan gaan ons eerst staan. My hart, dagmis, en my optrede. Waar jy vlust. Wie is eerst? Ek dacht jy ooit. Stel hom eerste. Focus op hom. Hoeveel te meer vir julle klein genoeg is. Vir die Here. Wat is vir jou? Is vir jou. Dus kyk na die wêreldgeskiedenis, en nou vir eerste genoem het ook, oor die, dit al alweer gebeur in die Midde-Ooste, met Iran, dat nou ingeval is, en al die goede. En Jeremia en Jesegiel en Daniël praat af, dis het profeteer. Want God gebruik Iran op hierdie stadium vir Israel te straf. Hy het die volke rondom Israel ook gebruik om die volk te straf, want as gevolg van hulle ongehoorsaamheid en hulle ongeloof, die Hebreërs lees. Dat is twee goed wat Israel gediskwalifiseer het van God se voorsiening. Hulle ongeloof en hulle ongehoorsaamheid. Maar hy gaan nie vers 7 keer herstel. Nadat hy gebruik om Israel te straf. Want hy tugtig diegene wat jy lief het. Jy gaan nie moeilike tyd. Sien dit al is 'n bietjie tugtig. God het maar nog 'n bietjie daar in die rond uit te trek. Want ons net eenvoudig dat kom gehoor te gee. Wat ek moet sê. Baie van die liefdes wat Jesus se kinders. En ons weet hoe hulle maak. Maar hulle maak nie. Nie ons nou dan nog maar hier op aan die kry. Help nie. Wat gee maar wat er al gebruik was. Stigtig. Dit is nie gesluit. Maar dan gaan jy hierdie fase en jy verleng jou eie pyniging weer nie gelowig en gehoorsaam te raak. Kom, gee jouself oor. Want weet jy wat? Jy is eintlik gesien. Nie waarhede te kan hê op jou skoot volg. Ons is ryklik geseën te weet die God wat lief is vir my, omgee vir my. Genoeg, dat ek die moeilike tyd dat vat om te besef, ek moet die eerste staan. Dan gaan ek die eerste nie. Hey, ek wil waar myself ook iets van ons. Ek sien dat ek gevrywaarts is, ja. Ek moet hierdie self wees, en hierdie het baie lang geskreeuw, hierdie was en ek het lang geskreeuw. Dus ek had dan ook nog gesê, Here, dan weet ek nie meer, dis nie ek nie. Dis nie ek. Kom ek vir jou. Heer Jesus, ek is môre Jesus. Weet ek, dat is baie goede wat deur mense gedagtes maal. En ons wil dinge rationaliseer, en ons wil goede regverdig, en ons al die goede wat deur ons gedagtes gaan. As jy dan stop daarmee, en net my hande laat sak, en rustig raak. Ek sê nie. Ja, behalwe my keer my verantwoordelikhede dat elke dag my is, dit nie, ja. Waarom my bekommerend? Wel, dat gaan niks help nie.
aan sy opdragte gehoorsaam wees. En Here, dankie dat U genoeg vir ons omgee om ons deur hierdie fases te laat gaan. Dat U genoeg vertroue in ons het om te weet, ons kan dit deurgaan. En as ons op 'n nasie aan die kant te staan.